Home of media personality in Ngizwe Mchunu in Umbumbulu, KwaZulu-Natal has been torched. Videos circulating on social media show several burned rondavels after fire ripped through the property yesterday. Mchunu has been prominent in protests against undocumented foreign nationals alongside Jacinta Ngobese Zuma. His son says the suspects are still unknown. We are faced with a very unfortunate situation. Everything burned down. There is nothing left for us. My father's house has been severely attacked. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Kykers en luisteraars, het nou so vinnige video gekyk waar daar op die nuus vir ons berig gegee is dat die huise en die rondavels van Ngizwe Mchunu, dit is nou een van die voorgangers, een van die leiers van die March to March teen die uitlanders wat gevoer word. En ek wil vir u sê, dit vat hierdie hele aksie na 'n volgende rad, as ek dit so kan sê. Ek sal so terwyl ek praat, bietjie foto's plaas van die leierskap van hierdie March to March. Onder andere daardie groot Zulu, sy naam is bietjie moeilik vir my om soms so uit die face uit te sê, naam en van, maar ons sal 'n foto van hom plaas, waar hy ook by geleentheid, ek kon die video ook mee begin het, maar ek kan dit nou maar vir u vertel, ek wou meer 'n amptelike video gebruik vir die begin van hierdie video, maar 'n video gesien waar hy met 'n uitlander, wat jy kan sien, dit behoort 'n uitlander te wees wat redelik welgesteld is, as jy na sy kleredrag kyk, as jy na sy hele proforma kyk, sy hele profiel, dan kan jy sien dis 'n uitlander wat sekere redelike mate van sukses in Suid-Afrika behaal het, want dit lyk ook na 'n redelike goeie woongebied, wil ek amper sê. Dis nie in hierdie woonstelblokke in daardie hole, as ek dit so kan sê nie. En waar hy van baie ordentlik sê, die Zulu leier van hierdie March to March, of een van die leiers, waar hy vir hom baie duidelik sê, luister, jy het nog kans tot einde Junie, einde 30 June, 30ste Junie, dan kom dit daarop neer, dan het ons nou klaar mooi gepraat, nee? Ons praat nou mooi, ons raak nie nou te rof nie, maar 30 Junie, dan duidelik het hy verwys na 30 Junie, en daaruit moet ons nou hier leer, kykers en luisteraars, hierdie afbrand van een van die mees senior leier, indien nie die mees seniorste een van hierdie March to March nie, sy huise is nou afgebrand. Nou moet jy weet, ons het klaar die woede gesien, daar is video's waar hulle van hulle aangerand het, met sambokke slaan, met die vuis slaan, klappe uitdeel. Ons het dit nou redelik orals gesien, en hoe die winkels toemaak in Durban en elders in Suid-Afrika, nie net in Durban nie, maar ook in Johannesburg en elders. En ons het nou gesien hoe hulle nou daai aggressie inspan, maar nog tot 'n mate, of tot 'n groot mate beperk. Ek wil amper sê, daar is nog nie regtig bloed getrek, as ek nou maar dit nou in sulke radikale terme kan stel nie. En wanneer hy dan sê, hy sê basies vir hom, ek pla jou nou nog nie regtig nie, ek sê jou, ek waarsku jou, 30 Junie gaan die dinge verander. Dan kan ons verwag, kan hier dan nou meer radikaal. Nou dit was gewees voor, volgens berigte, was dit voor hierdie rondavels afgebrand was. Hoe dit ook al sy, u kan nou vir uself dink, die Suid-Afrikaanse swart burgerskap, die massas, kan ons sien is ongelukkig, is kwaad, ons het die grootheid en die hoeveelhede wat vir die optogte opgedaag het en nog steeds aktief deelneem, kan ons sien, daar is 'n bewese momentum. Verseker, nie die tipe momentum wat gaan doodloop, maklik nie, eerder gaan eskaleer. Dit kon ons nou sien tot nou toe, en net die feit dat hier so hoë werkloosheid, ons is nou een van die hoogste werkloosheidssyfers in die wêreld, ek dink is nou 32,7% as ek reg onthou, die nuutste syfers. Ons sien nou dat daar 345,000 mense hulle werk verloor het in die afgelope 2-3 maande. 345,000 mense hulle werk in Suid-Afrika verloor. So nou sien ons klaar daardie mate van woede, aggressie teenoor die uitlanders, né? En nou dink vir uself, wanneer hierdie uitlanders nou reageer en van die leierskap se huis afbrand, vat dit na 'n volgende rad toe. Die emosie, die haat wat daar reeds is,
teenoor die uitlanders, as gevolg van werkloosheid, as gevolg van 'n ekonomie wat nou al hoe meer en swaarder vinnig gaan druk, as gevolg van die energiepryse, wat ons reg rondom ons sien, die hoogtes inskiet, dis chaos mense. En dit alles saam, gaan daardie energie in elk geval eskaleer. Nou brand jy nog die ou se huis af. Nou begin jy basies 'n oorlog in Suid-Afrika, teen Suid-Afrika se swart burgers, massas, noem dit wat u wil, op hulle grondgebied, hulle eiendom, hulle huise. Dis 'n ander rad waarheen hierdie xenofobie nou gaan eskaleer. U gaan sien wat gebeur vorentoe. En dan moet ons mooi dophou en kyk na die 30ste Junie. Is daar 'n eskalasie? Veral eskalasie in terme van gewelddadige optrede. Baie belangrike faktor om dan na op te let, want as hy dan meer gewelddadig raak, met ander woorde, winkels word afgebrand, mense word, kom ons sê, daar word bloed getrek, dan moet ons weet, dis 'n baie radikale eskalasie. En dan moet ons weet, kan die momentum spoedig Suid-Afrika destabiliseer, as ek dit so kan sê. So kom ons hou dit dop. Ek wil maar net vir u sê, hierdie kan die begin wees van die xenofobiese, wil ek amper sê, oorlog. Veral in Natal, maar ook in ander stede, soos wat ons nou gesiene dae suksesvolle optogte plaasgevind het. En soos ek in die verlede vir u gesê het, jy het baie keer nie so groot getal nodig om 'n revolusie mee af te skop nie. Hierdie tipe getalle, hierdie tipe mobilisasie begin klaar beskik oor die vermoë om 'n revolusie en streepie volksmoord, want dis wat sal intree vorentoe, dan te loods. Sterkte en seën tot 'n volgende keer, ons praat weer. Totsiens.